Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Daar sê, goeienaand. Jessie, Dylan, it works beautifully so close. Hy sê, sit in die mic, bietjie nader aan jou lip, en dan hoef ek nie die klank so hard te sit aan die ander kant nie. So hy werk mooi, dankie. Ek weet nie of julle sien nie, maar ons het 'n nuwe pulpit hier so voor. En Dylan, glo dit of nie, die man het hom met sy eie 2 hande gemaak. Baie handige man hierdie hoor, hy kan mooi goeders maak. Ons gaan die ander ene nog steeds hê, ons gaan binnekort hoop ons vir goeie nuus, dan kan ons bietjie hierdie kinderbediening, want ons is regtig waar kort van 'n plek waar ons kinders kan host. Vir sondagoggend se sondagskoolklasse en vir aande soos Vrydag aande met die tieners en al die goeders, maar ons voel regtig ons kom nader aan 'n plek waar dit binnekort so sal wees. En ons hou aan bid daarvoor. Maar in elk geval, so, dis hy. Vanaand is ek nou so gelukkig om met hoofstuk 5 van die boek van Matteus met te begin. En ek moet vir julle sê, ek dink ek het dit laaste keer gesê toe ek hier so was, ek is mal oor die boek van Matteus. Ek is regtig waar mal oor die boek van Matteus. Die eerste boek wat ek gedoen het was die boek van Openbaring, en so het ek deur die boeke gegaan, maar ek moet vir julle sê, hoe meer ek die boek van Matteus lees, hoe meer besef ek wat sy eindtyd profeseë en hoe baie dit met die eindtyd actually te doen het. Ons almal ken die Matteus 24, wat die Olivet, soos hulle sê, ek weet nie, JC sal die Afrikaanse woord daarvoor ken, en Jaco, maar ek ken nou nie Afrikaans so mooi, so ek praat mos nou mengels, ek dink, is dit wat jy dit noem? Mengels, mengels, ja, Afrikaans en Engels. Ja, maar in 'n geval, so, vanaand begin ons met hoofstuk 5, en dit is die saligsprekinge in Afrikaans, of die Beatitudes, in Engels. Jy weet, ek hou van die Engelse woord, en julle sal ook sien, ek lees my scripture baie keer van die tyd, die vers en goed lees ek uit Engels uit, want vir my lees dit net makliker, en dit is vir my meer, dit verduidelik dit maar, alhoewel ons het in Afrikaans en Engels bestudeer, en natuurlik het ons, gaan hierdie nou uit vanaand, ons het baie mense wat siek is, wat nie hier kan wees vanaand nie, en ook natuurlik is dit eksamentyd vir die skole, ouers is besig om hulle kinders te prep vir dit het nooit in my huis gebeur nie, want as jy my kinders gevra het hulle altyd gesê, we've got this, hierdie is maklik, hierdie eksamens, is maklik, ons cruise deur hierdie eksamens, dis niks, so ek het nooit regtig my kinders gesien leer nie, so, en hulle het deurgekom, so ek het hulle maar geglo, jy weet, ek weet nie, dis hy, jy sien, hier is ek nou in die moeilikheid, want ek het vergeet, ek het 'n onderwyser hier so wat vir my skool gegee het, julle sal dit nooit sê nie, want sy lyk net 35, maar, dit is waar, hoorie, maar in 'n geval, so, ek wil vanaand begin, deur vir julle net so intro te gee, op Matteus 5, en ek het dit genoem hier so, die koning se uitnodiging, en julle sal ook nou sien soos ons aangaan, ek wil nie te veel vooruit praat nie, maar julle sal ook sien soos ons vooruit gaan, of vorentoe gaan in Matteus 5, dat dit 'n blueprint is, Matteus 5, die Beatitudes, die saligsprekings, is 'n blueprint van hoe ou begin met die Here, as jy hom die dag ontmoet, en net die tydjie voordat jy hom ontmoet, as jy moeg is vir die wêreldse goeders, want ons almal het al deur so 'n tyd gaan, waar ons moeg is vir die wêreldse goeders, en dan beweeg ons ontmoet die Here, en hoe ons van daar af groei in die Here, in koninkryk in, om die volheid van die koninkryk te verstaan, en in ons lewe toe te pas, die vrug wat ons dra. Dit is waarvan die saligsprekinge praat, maar die storie wat ek vir julle hierso wil lees, is ek sê hierso, stel jouself voor, daar's 'n magtige koning, wat aankondig, dat hy mense soek om in sy paleis te werk. Op die dag van kering stroom duisende mense deur die paleishekke. Hulle almal kom vir interviews. Die sterk manne, ek sê dit so, die kragapies, die sterk manne staan voor en wys hulle krag. Die rykstes arriveer in luukse Bentleys en Rolls Royces.
Die slimstes, want onthou, ons moet hierdie nou relatief relevant maak op vandag se dae, né? Die slimstes bring hulle sertifikate en hulle kwalifikasies saam. Oorlogshelde dra hulle uniforms met medaljas en hulle dra dit met trots. Godsdienstige leiers staan in hulle indrukwekkende klere en hulle teologiese grade en kwalifikasies. Almal staan daarso. Almal is oortuig dat die koning die sterkstes, die rykstes, die invloedrykes en die belangrikstes en die heel belangrikstes sal kies. Dan verskyn die koning op die balkon en hy begin mense roep. Tot almal se verbasing roep hy die arm weduwee wat in die hoek staan. Hy roep die gebroke man wat weet hy het geval. Hy roep die nederige dienskneg wat nooit homself probeer bevoordeel nie. Hy roep die barmhartiges, die vredemakers en die wat rein van hart is. Hy roep selfs die wat swaar kry omdat hulle doen wat reg is. Persecuted, né? Die skare is verstom. Uiteindelik roep iemand in daai skare uit. Hy sê, "U Majesteit, daar moet fout wees." Sê hy, "Daar's 'n fout hier iewers." Ek sê, hierdie is nie dit, of hierdie is nie die mense wat die wêreld sien as geseënde mense nie. Sê, hierdie is normale mense wat jy hierso van praat. Watter bydrae het hulle gelewer tot die samelewing? Die koning glimlag en antwoord, "Julle kies volgens die waardes van hierdie wêreld, maar ek kies volgens die waardes van die koninkryk." Né? Is nie mooi daai hoe dit net 'n inleiding in Matteus 5 is in hierdie Beatitudes nie. Hy sê, dan beweeg ons oor na die saligspreking toe. Hy sê, toe Jesus op die berg gaan staan, toe hy op die berg gaan sit en begin leer het die mense verwag dat hy die rykes, die magtiges, die invloedrykes, die godsdienstige elite as geseënd sou beskryf. Maar Jesus verras almal. Dit is toe nou glad nie wat hy doen nie, né? Hy sê, salig is die armes, salig wat beteken geseënd, né? Salig is die armes van gees. Salig is die wat treur. Salig is die sagmoediges. Salig is die wat honger en dors na geregtigheid. Salig is die barmhartiges. Salig is die vredemakers. Salig is die wat vervolg word ten wille van hulle geregtigheid. So in hierdie in hierdie geseënde statements hierso, né, bring Jesus vir die mense wat voor hom sit eintlik 'n blueprint. Dis die regte woord, en dit is 'n woord wat ons almal verstaan. Hy bring vir hulle die blueprint van hoe koninkryk lyk. En dit is wat die saligspreking is. Dis 'n blueprint van hoe God se koninkryk werk. Nie hoe mense se koninkryk werk nie. En ons gaan vanaand regtig waar ek het beplan om hierdie oor. Ek het gesê, as ek dit in 1 woensdag doen, dan doen ek dit in 1 woensdag. As ek dit in 2 doen, dan doen ons dit in 2. En as ek dit in 3 doen, dan doen ons dit in 3. Maar ek wil nie hierdeur jaag nie, want daar's baie goeders uit, daar's skatte binne in hierdie gedeelte wat ons vanaand doen, of binne in hoofstuk 5 wat 'n ou nie wil mis nie. Jy wil dit regtig, jy wil dit hoor, en jy wil hoor, dit is van toepassing op elkeen van ons lewens, en ons wil dit nie mis nie, en dit is hoekom ek wil regtig waar ek wil slow down, en dit regtig tyd vat daarso op. So hy sê, dis die blueprint, né, van dit, want die wêreld sê, geseënd is die sterkes, of die sterkstes, maar Jesus sê, salig is die armes van gees. Die wêreld sê, geseën is die wat altyd hulle sin kry. Maar Jesus sê, salig is die sagmoediges. Die wêreld sê, geseënd is die wat deur mense bewonder word, die helde, né? Maar Jesus sê, salig is die wat rein van hart is. En die saligsprekinge is die grondwet van die koninkryk van God. En hierdie is nou net die introduction. Ek lees nou vir julle die introduction wat ek hierso neergeskryf het, sodat ons weet wat ons nou mee gaan deel as ons vorentoe gaan. Dat die saligspreking of die Beatitudes is die grondwet van die koninkryk van God. Die stappe van heiligmaking, van sanctification, die stappe waardeur jy gaan van die dag wat jy vir Jesus ontmoet het, né, tot die dag wat jy regtig waar kan begin die Great Commission uitleef. Met ander woorde, om regtig waar uit te gaan en disippels van die nasies te maak, né? Om jou hande op siekes te lê en hulle genees, om demone uit te dryf in Jesus se naam, maar ook om te weet wat dit beteken, om 100% vol gesubmit te wees onder sy woord. Dit is die belangrikste, né? Ek sê, ek het dit al vir soveel mense gesê, ek wonder wat sou gebeur het, né? Toe ek my hart vir die Here gegee het, as hy my dadelik alles gegee het. Ek sê nou vir julle,
guaranteed, ek sal nie hier gestaan het vanaand nie. Ek sou nie. Want jy sal gedink het, I've arrived. Jy weet, dit is nou, it's all me. Maar die Here doen dit nie so nie. In sy koninkryk werk dit nie so nie. Hy werk stukkie vir stukkie aan jou. En ek was gister so gelukkig om iemand weer na die Here toe te lei, en amazing, dit was net incredible geweest, ek sal laat hy dit vir julle self sy testament kom gee, maar regtig ware ou, wat ek in my hele lewe nou nie gedink het, nee. Hy sal ooit, wel, ek was ook een van die ouens wat, as jy vir Lisa vra, vir die mense rondom my vra, wat sê, nee, dit is vir die pryse Here, ons het nooit gedink, daai ou gaan nie uitkom nie, maar ek het regtig waar, uit al die vriende wat ek in die rugby daar ontmoet het, en wat saam met my by die klap rugby was, en wie ek gecoach het en goeders, is dit nou die laaste mens, wie ek nou sou gedink het, gaan sy hart vir die Here gee, omdraai, gedoop word met die Heilige Gees, en die eerste vraag wat hy my vra is, wanneer kan hy water toe? Hy wil gedoop word, hy wil water toe, hy wil trou, hy wil alles wat hy tot nou toe verkeerd gedoen het, wil hy regmaak. En ek meen, dit is incredible as jy sulke goed sien, maar dit is net die begin. Dit is wat ek vir julle wil sê, daai is net die begin. Om Jesus te ontmoet, regtig waar te ontmoet, en salvation te kry, om tot redding te kom, is net die begin. Dan kom Heilige Gees, en hy werk, hy chip bietjies aan jou lewe weg, en al die goed waarmee jy sukkel, word bietjies weggekrap. Jy kom het baie keer nie eers agter nie. Ek sê vir Lisa, ek het al baie gesê, maar ek sê ook die ander dag vir Jacy, ek sê vir hom, jy weet, dit is incredible, as 'n ou kyk, ek is 7 jaar op my journey nou, wat nie eers 'n lang tyd is, 6 jaar, Lisa, ekskuus, 6 maande, 6 jaar, 8 maande, en 3 ure, ekskuus, nee, maar, ja, so, jy moet baie akkuraat wees met haar, jy moet nie minute en ure mis nie, maar in elk geval op pad 7 jaar toe, en ek het so incredible journey al met die Here gestap in hierdie 7 jaar, ek kan nie glo, dis baie maklik as jy van daai kant af die kant toe kyk en sê, okay, dis 'n sanctification pad wat jy stap, maar as jy terugstaan en kyk van hier waar ek nou is, en ek kyk terug waar ek begin het, dan kom 'n ou eers agter hoe die Here stadig aan jou lewe weggechip, en dan party chip hy vinniger weg aan ander. Dit alles hang af van die persoon self. Van jouself. Hoe gesubmit is jy aan sy woord en hoeveel tyd spandeer jy met hom? Want hoe meer tyd jy saam met hom spandeer, hoe vinniger kom jy aan die kant waar jy wil wees, waar jy deur hierdie stappe van sanctification gaan, hierdie wat die beatitudes, die saligsprekings ons van vertel, die proses waarin ons is, waarin ons groei. En hoe vinnig kom jy by daai plek uit, waar jy nie meer op melkies is, op baba melkies is nie, maar waar jy regtig kan begin uitgaan en disciples van die nasies maak. En as iemand jou vra oor die woord, kan jy vir hulle antwoord, want die waarheid is in jou. Daar's waarheid in jou, want jy ken sy woord, jy ken Jesus, jy spandeer tyd saam met hom. En hier sit baie mense hier, baie van ons is nie, het die Here nou onlangs gevind. Baie van ons ken die Here al vir 'n baie lang tyd, baie lang tyd. Maar almal, die Here kom en ontmoet almal by 'n plek waar hulle is die dag as hulle hom ontmoet. Hy kom ontmoet hulle net daar. Of jy 15 jaar oud is, en of jy 25 is, en of jy 85 is, dit maak nie saak nie. Hy kom ontmoet jou op die tyd en plek net daar waar jy is. Is dit nie amazing nie? Nou waar was ek voor Marisha my nou in die rede geval het? Dit beskryf nie, en ek het hier so gesê, die saligsprekinge is die grondwet van die koninkryk van God, dis die stappe van heiligmaking. Dit beskryf nie hoe om gered te word nie. Wat dit vir ons beskryf is, dit beskryf hoe mense lyk wat reeds onder die heerskappy van die koning is, wat klaar, wat geweet het. Die eerste, julle sal sien as ons by die eerste ene begin, dan is dit daai mense wat net die Here ontmoet het, net vars die Here ontmoet het, baba melkies. En soos wat ons aangaan, dan sien julle, hierdie is 'n blueprint van heiligmaking, die heiligmaking proses. Hierdie is nie 'n redding nie, dit vertel jou niks van jou redding nie, dit vertel jou van jou heiligmaking. En dit is die mooi ding, want Jesus het op die berg gesit, en al die multitudes, as julle Matteus 1 tot 5 lees, of 1 tot aan die einde van 4 lees, dan gaan julle sien, hy het miracles gedoen, en hy het orals waar hy gegaan het mense om gevolg, en hoe verder hy gegaan het al hoe meer multitudes om begin volg. Die mense het naderhand, ons weet nie wat multitudes is nie, maar
vat dit vandag. Ek vat alles na vandag toe, na 'n moderne way toe om daarna te kyk. Ek sê, as jy sê multitudes, dan sê ek, stadions vol mense het hom gevolg. En hier het hy op die berg gesit, en Dylan kan vir ons daai prentjie daar in die agtergrond, ek gaan hom sommer net vir nou daar so oplos. In actual fact, ek sal terugkom na Dylan, will you just go one further please? Daar sê, ek gaan net daai gou vir julle lees daarso. So, voordat ons na daai prentjie toe kom, wil ek net gou dit vir julle sê. Die saligsprekinge, soos ek nou net vir julle gesê het, is die pad van heiligmaking, waarin ons stap, en julle kan daar, ek sal dit vir julle op die groep ook sit, hierdie slide wat hier so agter is, ek het vergeet is daar, ek moet ook nou gewoond raak om daar te kyk, en nie agter my te kyk, die altyd maar kan in any case daar lees, so ek moet hier kyk. So, ja, dis die pad van heiligmaking, en het begin, die eerste ene wat hy van praat, die eerste stap is the poor in spirit, die arm van gees wat hy van praat. Dit is die herkenning dat iets missing is in jou lewe. Dis die eerste stap. Iets is missing in jou lewe, jy weet dit. Almal van ons, en ek het dit al soveel kere vir mense gesê, almal van ons is gebore met 'n homing beacon, wat binne in ons is. Die dag, toe jy geconceive is, onthou julle, ek het 'n ruk terug op 'n Sondag, toe wys ek daai video vir julle van, daai lig, wat hulle sê, wat binne in 'n sel gebeur, daai hitte, daai ontploffing wat binne in 'n mens se sel gebeur. Hy sê, die eerste dag van conception, is daai homing beacon, al binne in elke mens wat bestaan in hierdie wêreld. Dit maak nie saak of jy wit of swart of geel of 'n moslim of 'n hindoe of 'n Christen, of 'n Roman Catholic is dit maak nie saak wie of wat jy is nie. Almal het daai homing beacon in hulle ingeplant. Almal. Want as dit nie so was nie, dan sou ek nie die Here kon vind nie, want ek het hom nie gesoek nie. Dit kan ek vir julle verseker sê met my hele hart. Ek het niks van hom gesoek nie, niks. Ek het gedink is 'n fairy tale, wat mense vir jou vertel. En daai aand, toe ek in die kroeg sit, en ek voel, hoorie, wat gaan nou hier aan my, wat gaan met my aan? Want ek voel, ek wil nie sê depressed nie, maar ek voel hartseer, en ek het nog nooit in my lewe, terwyl ek drank gedrink het, hartseer gevoel nie. In actual fact, dit was net die teenoorgestelde van my, ek het juist drank gedrink om happy te word. Want ek was dit is wat drank aan my gedoen het, dit het my happy gemaak. En in daai oomblik, het ek, vir wat 'n ou mellow is, of jy's half dronk, ek dink dis die Afrikaanse woord vir, kom die Here en hy kom so, ontmoet jou sommer op daai plek waar jy is, en sê oor jy so, hey, wat gaan aan, want jy voel daai homing beacon maak so, poing, 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 almal het daai homing beacon binne hulle, wat so, twing, twing, dit is net hoe elke mens respond net anders te daarop. Party mense respond glad nie daarop nie. Almal hoor dit. Almal hoor dit. En die voorbeeld wat ek vir mense gee is, ek sê vir hulle, en julle het dit seker al gehoor, ek sê maar as jy op Monkey Mountain ry, en jy gaan hier oor die berg, en dis 3 uur in die môre, jy's geketty, en ewe skielik bars jou tyre, en daar rol jou kar by Monkey Mountain af, en jy lê daar onder, niemand het jou gesien, jy daar afgerol nie. Beloof ek vir jou, ek gee nie om wie of wat jy is nie. Die eerste woorde wat uit jou mond uitkom is, Here, asseblief, help my. Help my asseblief, as jy bestaan, help my asseblief. Nou, anders is ek hier dood. Want dit is daai beacon wat binne in jou die heeltyd, hy maak die heeltyd, ping, 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 en ons moet net leer om Heilige Gees se stem te hoor. En dit is die challenge, dit is die proses van heiligmaking. So dis poor in spirit, die eerste een is poor in spirit, dis om te herken, daar's foute in jou lewe wat reggemaak moet word. Dis die eerste stap, ons almal kom tot bekering, nie oor dat ons lekker lewe in die wêreld nie, anders te kom jy nooit tot bekering nie. Jy kom agter, daar's iets wat missing is in jou lewe. Jy kom dit agter, dit is regtig so, ek meen, almal van ons wat hierso sit, het agtergekom op een of ander stadium, hoorie, maar this can't be it. Jy verstaan, die lewe kan nie so een-dimensional wees, en daar moet meer tot die lewe wees as net dit. Ek wil, vir my was dit so, ek het gedink, hoorie, dit kan sekerlik nie al wees hierdie nie. Wat happy, gaan werk toe, drink bietjie, kuier saam met jou pelle, sien jou vrou en jou kinders van tyd tot tyd, volgende dag repeat, doen dit weer, dag daarna repeat. Eenvoudige, one-way street reguit hel toe. En maar almal van ons het daai beacon binne in ons geplant. So dis die eerste ding wat ek wil sê is, dis die recognition van van God se gees wat jou roep.
Johannes 6:44 is wat sê, né? Niemand kom na die Here toe, behalwe as God hom nie trek nie. Die Vader wat Jesus sê dit, die Vader wat my gestuur het, en sy die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie. En hy trek jou, God trek jou. En hy sê, hoor hierso, hy laat die homing beacon afgaan, en almal respond op een of ander manier daartoe. En party mense nou natuurlik nie. Hulle gee net nie om nie. En vir party is dan te laat. So dit wat ek sê hierso, hierdie is the entry, en ek het dit geskryf vir my in entry, it's the entry into God's kingdom. Die deur waarby jy ingaan in God se koninkryk, en jy begin hier, so jy is poor of spirit, jy is desperate. Nou jy weet nie wat te kan toe mee om te gaan nie. Die tweede ene is those who mourn, is die tweede ene, né? En dan begin, jy kom by stap 2 en jy begin repentant, en ons gaan nou baie dieper daarin gaan. Ek gee nou net vir julle 'n brief, ek net hierdie skets wat hier so agter is, of hierdie tabel wat hier agter is, begin ek net so vinnig saam met julle deurhardloop hier. So jy kom agter, hoor hierso, daar's iets missing, en jy wil repent, jy begin, nadat jy agtergekom het, hoor jy iets is missing, repent jy van jou sin, jy gee jou hart vir die Here. Jy kom tot redding. Ne? En dit gebeur net as jy as jy regtig jammer is oor dit wat in jou lewe gebeur het voorheen. Mense wat trots in hulle het, ne? Wat nie jammer voel oor enigiets wat voorheen in hulle lewe gebeur het nie. Gaan dit aan asof niks gebeur het nie. Hulle kom nie tot redding nie, want hulle moon nie daaroor nie. Dit is 'n baie belangrike stap. Dit is die rede hoekom Jesus hy het dit nie per toeval in hierdie volgorde gesit nie. Alles in die Bybel is presies geskryf in die manier wat dit moet wees. Daar's 'n spesifieke rede hoekom dit in daai manier geskryf is. Anders sou hy dit omgeruil het in 'n ander rede, in 'n ander volgorde gesit het. As hy dit in 'n ander volgorde wou gehad het, maar hy sit dit in hierdie spesifieke volgorde, want dit wys vir jou die pad, die blueprint van wat heiligmaking proses is, né? So dit is dit is God se comfort, né, en sy forgiveness. Hy vergewe jou, want jy gaan en jy repent van jou sondes, en hy vergewe jou sondes, né, vir natuurlik die prys wat sy seun op die kruis betaal het. Dit is die entry, en ons sal nou daarby uitkom. Dan die derde ene sê hy, blessed of salig is die meek of heart, né? Submitting, dan nou die derde stap wat is, jy submit. Nou het jy jou hart vir die Here gegee, nou moet jy leer om te submit. Dis nou die derde stap, en daai was vir my, daar het ek vasgehaak, om te submit, om nie my eie wil op mense af te dwing nie, en om regtig waar te submit onder die woord, en te sê, hoorie, ek kan nie operate sonder die woord van God nie. Ek kan nie sonder hom, want daai blueprint, as jy hom begin lees, die instruction manual, Angus Buchan noem hom sy agricultural manual, die Bybel. Hy loop altyd mos met die Bybel so onder sy arm. Hy sê dit is sy agricultural manual. Hy gaan nie 'n dag verby sonder dat hy nie in sy woord is en leer. As hy sukkel met bitterheid en onvergifnis, dan weet hy in Matteus waartoe om te gaan. As hy sukkel met lust, dan weet hy waartoe om te gaan. En ons sal ons daaroor praat. En dan die vierde ene is daai wat hunger and thirst for righteousness. So nou het jy vergifnis ontvang, né? En ewe skielik word jy honger en dors vir geregtigheid. Nou begin jy warm word. Jy kry mense regtig waar jy begin nou, jy word soos die Energizer bunny. Al wat jy wil net woord hê, jy wil net in die woord inklim, jy wil net vorentoe gaan en net meer leer van wat die woord vir ons sê. Jy word honger en dors vir die woord. Dit begin jou consume, die woord. Wat amazing is, regtig waar, dis daai in homself is 'n miracle. Dat 'n boek wat dood was, die letters in die boek was dood. Ek het daai boek nie eers gelees nie, never mind dat die letters dood was, ek het nooit eers die boek oopgemaak om die letters sien, die letters is dood nie, né? Maar daai letters is dood, totdat jy die gees van God binne in jou het, dan word daai, dit word soos daai, die moment of conception, toe jy geconceive was, daai, jou gees het wakker geword, né? Daai beacon het wakker geword, nou moet jy hom net activeer, en jy activeer hom net, deur jou hart vir Jesus te gee. Regtig om te submit en te repent van jou sondes en weg te draai van jou sonde, of repentance te ontvang, redding te ontvang, weergebore te word, dan gebeur iets amazing met jou. Dit in homself is die grootste miracle, die grootste miracle in die Bybel.
onafgesien van al die ander miracles wat gebeur het, die Jona en die vis en die groot vloed wat gebeur het en alles wat gebeur het, is dit die grootste miracle in die Bybel, daai is hoe 'n mens tot redding kom, dat daai beacon wat binne in jou is, ewe skielik wakker word binne in jou, en daai letters in die boek word vir jou soms so 3-dimensional, ek weet nie of het julle dit agtergekom nie, maar jy het daai stukkie wat jy 'n week terug gelees het, as jy hom die tweede keer lees, 2 weke daarna, en ewe skielik lees het heeltemal iets anders, sê, my goodness, ek het nie geweet, dis wat hier staan nie, en dan lees jy hom weer 2 maande daarna, dan sien jy, hoorie maar, hier kom al weer nuwe goeders hierso uit, nou wat is besig om hier te gebeur, die heeltyd bly die woord, bly lewendig, jy kan dieselfde stuk 50 keer oorlees, en hy gaan 50 keer gaan jy aan iets anders uit om uitkry, ek sê nie 'n ander betekenis nie, maar jy gaan nuwe stukkies goud, treasure, en ek praat jy Sondag, want ek sê ons, jy het vir my nou hier op 'n willeskof gesit, ek het nou Woensdag, Sondag en Woensdag, so by volgende Donderdag moet jy julle grawe bring, om uit te kom optel hierso, né? Maar in 'n geval, ja, so die volgende ene is the merciful, dan daarna begin jy mercy, hy sê blessed is the merciful, daai wat genade het, né? Ek dink barmhartigheid, wat is die woord daarvoor, is barmhartigheid, genade, né? Vir mense, the merciful, né? Showing grace and forgiveness, receiving God's, jy het God se genade ontvang, so nou begin jy te leer, die volgende stap, om dieselfde wat hy vir jou gegee het, op mense toe te pas, nou begin jy genade, mercy, op mense hê, in plaas van om te sê, daai ou is 'n hond, jy verstaan, of ek wil niks met daai ou uit te waai, of want dan begin jy besef, hoorie, maar jy was ook daar, hey, jy was koning van die prideful mense gewees, jy, né? Nou kyk nou wat gebeur, en nou kan jy daai selfe mercy wat jy ontvang het, kan jy vir mense, op mense toepas. Dan die volgende ene is the pure in heart, né? Dit is hier begin jy van die melk afgaan, en nou begin jy solid kos eet, in die woord, né? Want dit is waar die inner transformation in jou lewe gebeur. Nou begin daar iets hierso binne, iets begin stir hierso binne, en daar begin 'n transformasie, jou vrug, wat jy dra, begin nou groei. Daai vrug begin nou, dit lyk of iemand hom met kookolie gegooi het, en blinkertjies op hom gegooi het, hy begin lekker lyk daai vrug. Nou dit is regtig waar jou vrug begin groei, en mense begin dit in jou raak te sien, want daar's 'n inner transformation, wat binne in jou gebeur. Dan die volgende ene is blessed, hy sê, blessed are the peacemakers, né? Nou, kan jy begin uitgaan, en jy kan begin vrede bewerkstellig onder mense. Jy kan dit nie doen, as jy nie die eerste 6 stappe gehad het nie, as jy nie merciful is nie, né, kan jy nie 'n peacemaker wees nie, jy kan nie, want jy het nodig om deur daai stappe te gaan, mense gaan deur daai stappe, die Here sit jou deur daai stappe sonder dat jy eers weet, jy weet dit nie eers, as jy agterkom en sê, hoorie, so eers maar, hoorie, ek is nou al geskool in mercy, en in trots, en in bitterheid en onvergifnis, die Here het met baie van daai goeders al gedeel by my, en sonder dat jy dit eers weet, dan kom jy agter, hoorie, maar nou kan ek dit wat hy vir my gegee het, kan ek nou gaan, en ek kan hierdie gift, wat ek by hom gekry het, kan ek na ander mense toe vat, om 'n peacemaker tussen mense, tussen lande, tussen jou eie land, tussen ander lande te gaan wees, nie, jy kan die gospel na al die nasies toe begin vat. En hy sê, they will be called children of God. Dan begin jy nou 'n ware kind van God word. Dus as jy kan begin peace make tussen mense, en mense wegvat van mekaar doodmaak, van mekaar persecute af. En dan die laaste ene is, dan sê hy, dit is blessed is die persone wat persecuted is vir righteousness, né? En wat hy vir ons hierso sê is, faithfulness despite opposition. So as jy by hierdie laaste stap uitkom, dan kan die wêreld jou maar persecute. Want jy weet wie binne in jou bly. Jy weet hierdie plek waarop ons nou is, wat terrible is op hierdie stadium, né? Ek weet nie wie dink die wêreld is in 'n goeie plek reg nou op hierdie tyd waar ons nou is nie. Maar ons is op die einde. Ons is op die einde van tyd. Tyd, onthou, tyd eindig op 'n plek, né? Die periode van die kerk gaan binnekort tot 'n einde kom. Nou daai binnekort, ek gaan definitief nie een van daai ouens wees wat 'n dag en datum daarop sit nie. Maar ek kan vir julle sê, ons is aan die einde van tyd. Ons is die generasie wat aan die einde staan van die kerkera.
En as daai kerkera tot 'n einde kom, né, dan eers kom ons by die plek uit waar die Here die title deed van die aarde kom terugvat en ons gaan nou 'n bietjie daarop praat. Ag Dylan, nou kan jy maar vir ons daai prentjie, nee daai prentjie 2 slides terug. Daar's hy. Ek moet daar kyk, daar's hy. So, Jesus het, ek wil net vir julle wys, nee, toe ons nou in Israel was, en ek weet iets van julle wat nou saam met ons in Israel was, wat hier so sit. Toe ons in Israel was ons daar by die Mount of Beatitudes gewees. En ek sê vir julle, dit moet seker een van die mooiste plekke wees wat daar is. Dis beautiful. Kyk, het nou wel 'n Roman Catholic flavor op dit, né? Maar soos daai ou vir ons, hy sê, prys die Here vir die Rooms-Katholieke mense, anders dan was daai plek vernietig gewees tot op die grond toe. Hulle het daarom die plek nog in stand gehou, en het die tuine mooi gehou, en hulle het na die plek gekyk, so ons prys hulle daarvoor, jy weet, ons sê vir hulle dankie vir dit wat hulle gedoen het. Maar, jy staan daar, dan kyk jy so af, en ek dink as julle daar agter kyk, en julle so sien, daar onder is die see van Galilee, Galilea. En as jy so afkyk en jy kyk, dit lyk of jy so in 'n natuurlike amfitheater in afkyk. En daaronder het Jesus gestaan, onthou julle laas keer toe sê ek, nee, hy het bo gestaan en hy het afgepraat, toe help JC my reg, toe sê nee, hy het nie bo gestaan en afgepraat, hy het onder gestaan en opgepraat, want as jy bo staan, dan vlieg jou stem so bo oor almal. Hy sê, dan beteken 'n amfitheater niks, jy moet onder staan en oppraat. Ne? Dan kan almal dit hoor. Toe ons nou daar in Ephesus was dit amazing, as jy sien daar waar Paulus gepreek het, daar is, ek dink jy kan 25.000 mense in daai amfitheater inpas daar, en hulle het definitief nie die dingetjie gehad nie, hulle het nie 'n microfoon gehad nie, sy stem het gedra, laat al 20.000 mense kon hom gehoor het, en hom duidelik gehoor het, tussendeur die rumoer en die gesels en alles wat daar aangegaan het, want ek is seker met die fariseërs en die sadduseërs wat daar was daar baie wat nie saamgestem het nie, en jy kry mos hulle, strike one, nonsense, daai wat jy praat, jy weet, nonsense, jy gaan nog steeds sulke mense ook daar tussen kry, so dit was nie stil gewees, en nog steeds kon sy stem dra, want het was 'n natuurlike amfitheater, en Jesus het spesifiek daai plek gekies, en die multitudes, die skare mense het hom soontoe gevolg, want hulle het gesien die miracles, en hulle het gehoor van die miracles wat saam met hom loop, en wat hy doen, en die mense wat hy tot redding bring, en van hierdie koninkryk, wat is hierdie koninkryk wat hy van praat, maar dit is wat die Beatitudes doen, het stel ons voor aan die koninkryk van die hemel af, wat nou, the kingdom from heaven, hulle sê the kingdom of heaven, ne? Maar in Grieks is the kingdom of heaven, as jy dit gaan oorvertaal, is dit the kingdom from heaven, ne? Dis die koninkryk op die aarde wat hy vir ons gebring het, nou, wat ons nou kan heers, en ons praat sondag na sondag door, die koninkryk van die hemel wat nou op die aarde is, wat ons laat kan heers op hierdie aarde, as ons Heilige Gees het wat binne in ons bly. Is julle met my? Ok, verstaan julle tot nou toe? Ek gaan gou vir julle 'n videoetjie speel. Nou, daar's 2 video's en hulle oorvleuel so bietjie met mekaar, maar dis ok. Kyk net vir my hierdie 2 video's. Die eerste een is 'n kortetjie. Matthew. Bye-bye. I've got it. The opening? Yes. What is it? A map. A what? Directions. Where people should look to find me. Okay. Give me a moment. Ready? Have I? Blessed are the poor in spirit,
for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. Yes. But how is it the map? If someone wants to find me, those are the groups they should look for. And then? You are the salt of the earth. Vir die van julle wat nou nog nie The Chosen gekyk het nie, dit is, ek dink hulle is nou al op hulle 4de of hulle 5de seisoen. En weer eens gaan ek vir julle sê, dit is nie alles perfek nie, in The Chosen nie, ne? Net soos wat ek wat hier voor staan, of enige van ons wat hier voor staan, nie perfek is nie, niemand is perfek nie, ne? Maar ou kry die kraks van die storie. Ne? Hou kry wat hulle daar probeer sien, is regtig waar 'n baie lekker series om te kyk, en ek dink hulle is nou al in hulle 5de seisoen, so dit is regtig waar nice, julle kan julle self 'n guns doen en dit maar kyk. Dan sê ek hierso, die saligsprekinge is Jesus sy eerste recorded preek, wat hy gegee het, wat 'n preek is, wat hy vir die mense, vir die multitudes gegee het, en die eerste preek wat hy vir hulle gebring het, was die saligsprekinge, die Beatitudes, hierdie soos wat julle dit net hier gesien, vir daai multitudes, terwyl hy daar so gestaan het. Dit is Jesus se manier, om sy koninkryk op aarde van God aan mense te introduce, om het aan hulle voor te stel, wat is koninkryk, want al die Jode van daai tyd, as hy gepraat het is van die koninkryk van die hemel, het hulle gedink, soos Jacy ook altyd sê, a pie in the sky the day that I die, ne? Eendag as ons dood is, dan gaan ons na die koninkryk in die hemel toe, maar dit is glad nie wat dit is nie, dit is die koninkryk van die hemel af, op aarde, wat hy geïntroduce het aan die mense met die Beatitudes, met die saligsprekinge. En die eerste, okay, dan natuurlik nou, gaan die eerste vraag wees, wat ek kry dit altyd as ons hiervan praat, en dan die eerste vraag is, hoe is dit gebreek? Waar was dit gebreek en waar? En om hierdie in konteks te verstaan, moet ek so 'n bietjie stop hierso, en ek moet gou vir julle die storie, ek moet terug aan Genesis toe. Net om vir julle 'n bietjie agtergrond daar so te gee, want dit is belangrik dat 'n ou weet, hierdie koninkryk wat hy gebring het, hoekom het hy dit afgebring aarde toe? Waar daai koninkryk wat hy van praat, waar het weggeval? Ekskuus, en die waarheid daarvan is reg in die begin van die Bybel, in Genesis. Onthou die Here het die aarde geskep in 6 dae. 7de dag het hy gerus, ne? In daai 6 dae wat hy die aarde geskep het, het hy natuurlik op die 6de dag, was dit die 6de dag wat hy mens geskep het, ne?
ek maak net seker julle weet, ek ook. No. Maar in elk geval, hy het mens geskep. En wat het gebeur? Hy het hierdie pragtig, hy het mens laat heers, hy het na Adam toe, of na Adam en Eva toe gegaan en gesê, ek gee vir julle alles wat julle sien. Julle gaan heers oor alles. Alles wat bo in die lug is, alles wat op die aarde is en alles wat onder die grond is. Ek gee dit vir julle. Gee die diere name. Gee hulle almal name. Heers oor hulle. En wat gebeur? En hy het ook natuurlik vir die mense, en dit is baie belangrik dat ons hierdie weet, hy het vir die mense vrye wil gegee. Hoekom? Baie mense het my al dit gevra, hoorie maar, hoekom sal hy dit doen? Ek meen, as hy weet, die mense gaan dit doen, want hy weet alles, hy is buite tyd. Hy sê, hoekom sal hy dit doen? Want ons is gebou, ons is gemaak om te fellowship met hom. Dit is sy oorspronklike plan met hom, en jy kan met niemand fellowship as jy 'n robot is nie. As jy nie jou eie wil het nie, is jy 'n robot. Het julle dit geweet? Ek meen, dan word jy geprogram om te sê wat jy moet sê, en jy word geprogram om te doen wat jy doen. Maar deur vrye wil, is dit jou keuse. Hy sit die keuse voor jou. Wil jy hom dien, of wil jy hom nie dien nie? As jy hom wil dien, is jy sy bruid. En dit is jou keuse daai. Dit is jou keuse, anders is ons almal robots. En hy gaan in die tuin, en wanneer ook al daai val gebeur het van Lucifer wat hy afkom het, maar die Satan kom af in die tuin, en hy kom en hy groei, en dit is nou wat ek vir julle gesê, die vrug daar in die middel van die tuin, hy gooi vir daai vrug, met extra virgin olive oil, en hy sit sprinklers op daai ding, laat daai vrug beautiful lyk, beautiful, want wat is hy? Hy is 'n verleier van die begin af. Hy is 'n verleier van die begin af, en die vrug lyk te pragtig vir Eva. En hy sê vir Eva, hoor hierso, eet van hierdie vrug, hierso is hierdie vrug, en sy sê, ek mag nie, ek mag dit nie doen nie, daar is vir my gesê, ek kan van alles in hierdie tuin, kan ek van eet, behalwe van die vrug, en op die boom in die middel van die tuin, mag het nie doen nie, sy van, hoorie, net soos wat Satan ons nou is, en ons koppe werke ook ons, hy sê, come to think of it, het hy regtig so gesê, hoekom sal hy dit vir jou sê? Ek dink, hy sê dit vir jou, want hy wil nie hê jy moet weet wat hy weet nie, en ek sê dit nou vir julle in my eie woorde, maar dit is wat daar staan, julle kan dit gaan lees in Genesis, sê, hy wil nie hê jy moet enlightened wees, soos wat hy is nie, maar as jy van die vrug eet, sal jy weet wat hy weet. Dink Eva. Adam? Kom hier. En Adam kom, en wat gebeur? Eet van die vrug. En daar breek alles. Die hele aarde, oordat hulle die een instruksie wat God vir hulle gegee het om nie te doen nie. Vrye wil, hy toets hulle daaraan, aan vrye wil. Een instruksie wat hulle gee, moet nie van daai vrug eet in die middel van die tuin, jy moet net nie van dit nie. Verder is alles julle om te eet. En daar gaan hulle gaan eet van daai vrug, en Satan lag hom mors dood, en daar wen hy. Hy kry die title deed van die aarde. Die aarde behoort aan hom, die mag, die aarde en alles nou lê in die mag van die bose, die woord sê dit vir ons. Hy hou die title deed van hierdie aarde, en dit is waarvoor die boek van Openbaring daar is laat hy daai, Jesus gaan kom, en hy gaan daai title deed van die aarde kom terugvat. Dit is wat die boek van Openbaring vir ons verduidelik. Dit is hoekom, en jy sê dit laas Sondag ook gesê, en ek preek dit ook oor en oor en oor, dit is hoekom Satan se 2 boeke in die Bybel wat hy die meeste haat, is Genesis, want dit Genesis vertel van sy deceptive ways, van wat sy verleier hy is, mensemoordenaar van die begin af, dit expose hom, en die boek van Openbaring vertel van sy dood, so hy haat die 2 boeke, dit vertel van sy einde, hy wil niks van die 2 boeke weet nie, en hy haat die 2 boeke, maar in elk geval, die aarde val in sonde in, en wat gebeur is, toe die aarde in sonde val, ewe skielik, begin daar dorings en dissels groei, tussen die vrugte en tussen die plante, die pragtige plante, ewe skielik kom maar onkruid tussen die plante, die saad is gebreek, en daai onkruid begin groei, en diere begin mekaar opeet, ewe skielik begin diere mekaar opeet, en mense begin vleis eet, ons was nooit gebedoel om vleis te eet nie, het julle dit geweet? Diere was nooit gebedoel om mekaar te vang nie, 'n leeu was nooit gebedoel
om 'n rooibok te vang en om op te eet nie. Dit was nooit die oorspronklike plan nie. Dit is hoekom as jy die boek van Jesaja gaan lees, dan sê hy, in die 1000 jaar vrederyk en in die nuwe hemel en aarde, sal 'n kind langs die gat van 'n adder lê. En hy sal sy arm daar kan indruk en die adder sal hom niks maak nie. Die leeu en die lam gaan langs mekaar lê en hulle gaan mekaar, en die leeu gaan nie die lam opeet nie. Want dit was die oorspronklike design wat God vir die aarde gehad het. Dit is hoe hy die aarde gecreate het in die 6 dae. Vir ons, om saam met hom te kan fellowship, dit is ook hoekom mense, sy oorspronklike plan, was vir Adam en Eva om vir ewig te lewe. Vir ewig. Nooit dood te gaan nie. En toe die sondeval gebeur, toe ewe skielik, toe word daar expiry date op die mensdom gesit, en die mans moet by the sweat of their brows, moet ons begin werk, en vrouens wat kinders baar sal dit in pyn doen. En ewe skielik val dit, en die mense gaan van 800-900 jaar, na 800 jaar toe, na 500 jaar toe, na 400 jaar toe, waar ons nou is, 100 jaar as jy bitter lucky is. Ek wil vir jou sê 80 as jy bitter lucky is nou in die tyd waarin ons nou lewe. Dit is so, want ons het soveel challenges wat ons face vandag, soveel goed wat ons verlei weg van die waarheid af, soveel gifstowwe wat net inkom, en dit is net 'n heeltemal gebroke wêreld waarin ons lewe. Dit maak nie saak nie. So blessed soos wat ons is, om in hierdie tyd te lewe. Want ons is blessed om in hierdie tyd te lewe. Ek wil dit weer vir julle sê. Ons is blessed om in hierdie tyd te lewe. Ek weet nie of julle dit besef nie. Maar daar's 'n pretty good chance, Daar's 'n pretty good chance dat ons Jesus se tweede koms gaan sien. Amen op dit ten minste, Jessie, dit sal daarom maar awesome wees. Ek kan nie wag vir daai dag nie. Nou dit kan jy eers kry wanneer jy die laaste een is, waar jy gereed is om vir jou geloof gepersecute te word. Waar jy net vir jouself sê, hoor hierso, ek gee nie om nie, persecute for righteousness, vir geregtigheid. Sê, hoor ek gee nie om wat met my gebeur op hierdie aarde nie, want ek weet waartoe ek gaan. Ek weet as ek vandag doodgaan, waar maak ek my oë oop? My laaste asem hier is my eerste asem saam met hom. Dan want jy weet dit. Dis amazing. En mense se harte begin rustig raak. As jy daai weet in jou hart, want kyk, dit het my 'n baie lang tyd gevat, en ek gaan dit eerlikwaar vir julle sê, dit het my regtig 'n baie lang tyd gevat, om die waarheid te besef. Want 'n ou is vrees, 'n ou vrees die dood. Dit is natuurlik, en dit maak nie saak hoe goed jy die Here ken, jy vrees nog steeds die dood. Almal vrees die dood. Maar wanneer jy verseker in jou hart weet, waartoe jy gaan, dan raak dit makliker. Dan besef jy, hoor hierso, ons gaan dalk die Here lewendig sien. Maar as ons hom nie sien lewendig nie, en ek maak my oë hierso toe, dan sien ek hom in any case, onmiddellik. Dis amazing. So, waar was ek nou? Okay, hierso. So, ek het julle nou vertel van hoe die aarde gebreek is, en hoe die title deed weg is van die aarde af. So wat gebeur nou hierso in die saligsprekinge? So nou kom Jesus af aarde toe, Matteus 1, daar waar eers gee hy vir ons mos die genealogy van Jesus, uit wat sy bloedlyn hy uitkom, en hoe alles geskei was om Jesus uit 'n maagd uitgebore te kry. Dan die wyse manne, Jesus is gebore daar in Nasaret, is mos ja, het ek het reg gesê nou? Ja, ek het het reg gesê nou. Maar in elk geval, hy word ek wil nou eers my mind net hier agter mekaar kry. Hy word gebore, en daar word hy as 'n klein babietjie, word hy in die krib. Hy word groot gemaak deur Maria. Sy maak hom groot as 'n kind, 'n gewone kind. 33 jaar later, begin Jesus se ministry. Hy begin verder in Matteus 3, Matteus 4, begin het vir ons vertel, Jesus se ministry wat hy het, hoe hy na mense toe gaan, en hoe hy van plek na plek gaan, en mense genees, en demone uitdryf, en mense gesond maak, en die koninkryk bekendstel aan mense op die aarde, hoe hy dit vir daai mense bekend maak. En dan kom die swaarste tyd in geskiedenis, waar Jesus gekruisig word, waar hom persecute, en hom kruis toe vat, en hom doodmaak op 'n kruis, hom hang op 'n kruis. Hy gaan dood. Hulle begrawe vir hom.
Hy staan op die grootste mirakel, hy word lewendig, né, die resurrection. Hy word lewendig. Hy word gerapture op na God toe, nou sit hy aan die regterkant van God. En deur dit, die feit dat hy vir ons dood gegaan het, Johannes 3:16, né, wat ons soveel kere lees, né, deur die feit dat hy vir ons dood gegaan het, het ons nou Heilige Gees in ons, en nou kan ons die koninkryk wat hy na die aarde toe gebring het, né, die koninkryk van die hemel af wat hy na die aarde toe gebring het, kan ons nou begin uitleef buite toe. En mense vertel van Jesus en dit wat hy vir ons gedoen het, want ons dien 'n lewendige God, want as ons nie het nie, dan sit ons almal hier verniet. As dit nie in daai presiese stappe gebeur het soos wat dit gebeur het nie, sit ons almal hier verniet. Dan maak die res van die Bybel maak nie sin nie. Niks van dit maak sin nie. En in 'n geval, so, okay, ek het julle nou vertel van Satan, so, dit is waar die sondeval toe nou gebeur het. Nou, ek wil sommer hierso, ek dink, laat ek net hierso seker maak, ek mis nik nie, so wag, laat ek net dit vir julle sê. So, die verband tussen die moord en die leuns is nou vir Satan, né? Jesus verbind die twee dinge in Johannes 8:44, waar hy sê, Satan is 'n moordenaar en Satan is die vader van leuns. Ons almal het daai vers al gehoor nou, waar ons sê, he's the father of lies, there is no truth found in him. Daar's niks waarheid in hom nie, hy is die vader van leuns. Ek het dit actually so, iewers, hierso is dit, Johannes 8:44, hy sê, you are the father of the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning, and does not stand in truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. Dit is wie Satan is. Hy is 'n mensemoordenaar van die begin af. Hy is die designer van leuns. Dit is wie hy is. Hy is 'n deceiver, né? En hy kom val jou net hier aan. Want deur Jesus se kruis het hy net een plek waar hy vir jou kan kom aanval. En hy begin hierso. Hy begin hier. Want as hy hier in jou kop in bitterheid en onvergifnis kan kom inplant, né? En jy is kwaad vir jou sussie en jou boetie en jy kan hulle nie vergewe nie, dan begin daai bitterheid in jou liggaam aanval. Dit is wat dit is. En hy bring dit. Nie God nie, nie Jesus nie, hy bring nie siektes nie, hy bring nie sondes nie. Dit is alles die vyand, Satan. Hy is die vader van, hy is die mensemoordenaar van die begin af en die vader van leuns. Maak dit sin wat ek vir julle sê? Dan is hy. So, ek gaan vir Dylan vra om die tweede videoetjie gou vir ons te speel. You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whomever murders will be liable to judgment. But I say to you, everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. So if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go. First, be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat? What shall we drink? Or what shall we wear? For the Gentiles seek all these things, and your heavenly Father knows you need them all. But seek first
the kingdom of God and his righteousness. And all these things will be added to you. So whatever you wish that others would do to you, do also to them. For this is the law and the prophets. Judge not, that you be not judged. How is he doing? For with the judgment you pronounce, Servant. you will be judged. The words are the same as written, but The measure you use Now will he's be saying measured them. to you. yes, Do also to them. For this is the law. You have heard that it was said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say to you, do not resist the one who is evil. And if anyone should slap you on your right cheek, turn and give him the other one also. And if anyone would sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. Why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log in your own eye? Your Father knows what you need before you ask him. Pray then like this. Our Father in heaven, hallowed be your name. And if anyone should force you to go 1 mile, go with him 2 miles. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house. And it fell, and great was the fall of it. That everyone who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house. But it did not fall, because it had been founded on the rock. Mooi daai, né? So, ons tyd is, ons begin nou aan die einde van ons tyd staan, maar ons gaan maar gaan tot waar ons kom vanaand, né? Ons het nog daarom so 1 uur en 'n half, dan is ons klaar. Nee, reg nie. Okay. So, Jesus het multitudes gehad, wat hom gevolg het, en ons kan daar so sien, ek dink daar is eintlik nog 'n bietjie, dis nog 'n bietjie min, want as ek toe ons nou daar so was, weer eens in Turkye was, en ons het die size van die amphitheaters gesien, wat hulle daar gebou het in Ephesus, en by die ander kerke in Laodicea, en daai ander kerke, ne, ek het die ou net gesien, hoorie, dit is nie, daar is min mense wat hulle daar wys, dit is baie meer mense, wat die multitude, soos wat hy voorgepreek het, ne. So, Jesus introduce, ne, die sanctification, of die heiligmaking pad, in duidelikheid vir die mens, dat daar vir ons, en hy verduidelik vir ons, dat dit alles in 'n perfekte volgorde is. Nou, ek wil vir julle gou saam met julle net deur is, en ek wil dit vir julle in Engels lees, hierso, en dit is van Mattheus 5 vers 2 af, and he began to teach them, saying, how blessed are those who are destitute in spirit, because the kingdom from heaven belongs to them. How blessed are those who mourn, because it is they who will be comforted. How blessed
are those who are humble, because it is they who will inherit the earth. How blessed are those who are hungry and thirsty for righteousness, because it is they who will be satisfied. How blessed are those who are merciful, because it is they who will receive mercy. How blessed are those who are pure in heart, because it is they who will see God. How blessed are those who make peace, because it is they that will be called children of God. How blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, because the kingdom from heaven belongs to them. How blessed are you whenever people insult you, persecute you, and say all sorts of evil things against you falsely because of me. Rejoice and be extremely glad, because your reward in heaven is great. That's how they persecuted the prophets that came before you. So weer eens gaan ek vir julle sê, hierdie beatitudes, val in perfekte volgorde. Perfekte volgorde. Die heiligmaking proses wat ons moet deurgaan, om die volheid van God se koninkryk te kan uitleef op hierdie aarde. Laat ek dit weer sê, dit is om, as jy hierdie stappe gaan van sanctification, en ons almal doen dit, sonder dat jy dit eers weet jy doen dit, maar soos jy groei in die Here, groei jou vrug ook. Ons het almal dit al gehoor. En soos jou vrug groei, nou nie sonder die olyfolie en die sprinkeltjies op, soos jou vrug groei, so outomaties, begin koninkryk in jou op te staan. En jy kan die koninkryk vat vir mense daar buite. Autoriteit. Onthou ons het al baie oor gepraat, die autoriteit om regtig na mense te gaan. Jy kan demone uit mense uit gaan jaag. Nie soos die 7 seuns van Skefa, daai wat nakend en bebloed in die pad af is nie, want hulle het nie koninkryk verstaan nie. Jy kan jou hande op siek mense, weet julle hoeveel mense in hierdie kerk, nie in ander kerke nie, weet julle hoeveel mense in hierdie kerk, het ons al hande opgelê en hulle is heeltemal genees. Ek weet nie of besef julle hoe baie is jy al nie, en nie ligte verkouetjies en pysies en ligte goedjies nie. Dit is regtig waar, kanker. Hoeveel mense het ons nie al in hierdie kerk wat kanker gehad het, wat het oorwin het nie? Deur gebed. En dit beteken nie, almal maak dit al die tyd nie. Ons het mense al verloor ook in ons kerk. Ons het. Maar die Here gee vir ons gift, hy gee vir ons koninkryk, hy gee vir ons die tools, as ons submit aan sy woord, as ons daar onder sy woord bly, en daai woord, dit maak nie saak, ek het nou nie my Bybel hier so by my nie, maar weer eens gaan ek het so vir julle verdedig, ek gaan sommer hierdie so vat, sommer so, as jy so gesubmit is onder hierdie woord, kan jy maar dit doen, jy kan dit doen, jy kan links gaan, jy kan regs gaan, jy kan vorentoe, jy kan opgaan, as jy submit is aan hierdie woord, kan die golwe jou maar gooi, jy kan maar enige kant toe gaan, want jy is gesubmit aan die woord, daar is altyd vir jou iets aan die ander kant, as jy nie is nie, as jy hier is, probleem, maar dit kry jy eers, as jy die volheid van die koninkryk verstaan, en as jy verstaan, dat soos jou vrug groei, so groei jy, as 'n mens ook binne in jou calling in, reg binne dit in. Ek sien mense, hier so in hierdie kerk, mense wat hier is op woensdaande, jy sit hier so, jy weet dit nog net nie eers nie, wat amazing callings op jou lewe het, amazing, jy weet nog net nie presies altyd waar jy inpas nie, jy soek nog, hoorie, waar pas ek hier by Siloam, by hierdie kerk in? Waar gaan ek gebruik word hier so by Siloam? Kan ek jou sê waar? Wel jy begin deur te serve in die kerk. Dit is waar ons almal begin. Ek serve tot vandag toe nog, ek meen ons het, van die begin van Siloam, maar van die begin toe ons nog toe wet was, is hierdie my kerk. Dis my kerk. En tot vandag toe nog, as hulle my by die snoepie wil gebruik, dan gebruik hulle my daar by die snoepie. As hulle my by die deur wil gebruik, dan gaan staan ek by die deur. Dit maak nie saak, niemand hierso, is hier en die ander ou is hier nie. Ons is almal, alhoewel die leiers in die kerk is, wat die kerk rigting gee en lei, is ons almal onder Jesus dieselfde. Ons is almal dieselfde. My gifting is net anders as jou gifting byvoorbeeld, of as jou gifting, of whatever. Party mense is profete,
Ander mense kan hier voor staan en teach. Ander mense kan preek op Sondag. Ander mense is fantasties met barmhartigheid. Ander mense is goed met berading. Elke ou pas in daai puzzle in op sy eie manier. Elkeen van ons het 'n calling. Charlene, ek meen wat, sy's betrokke by die dorpse goeders, om die dorp bymekaar te bring, om ons munisipaliteit, wat ek nog tot toe vandag toe nog dink, ons het regtig waar die Here daar nodig, want hierdie munisipaliteite, né? Maar in any case, ek wens vir haar al die sterkte toe in die wêreld, né? Maar sy's die een vir dit. Sy het dit begin. Sy sien ons munisipaliteite. Dis 'n tawe job daai, maar dit is 'n deeltjie, dis een gedeeltjie van die puzzle. Dis al wat dit is. En as ons almal net besef, wat is 'n calling die Here vir ons neersit, né? En jy kan in daai calling in groei. Koninkryk, in daai calling, en dan begin jy besef, hoorie, hierdie is eintlik nie moeilik nie. Dis eintlik maklik. Weet jy wanneer raak dit moeilik? Wanneer jy buite jou calling, dit waarvoor die Here jou, en jy kan alles hê. Party mense het 1, party mense het 10, party mense het 20 gifts. Ek meen dit is maar net almal se gift verskil. Almal is anderste. Die Here het almal anderste bymekaar gesit. En as jou gift is om barmhartigheid vir mense te vat, om vir mense warm komberse en klere te gee en hulle te gaan kyk na, en jy doen daai job goed, want dit is wat die Here vir jou gegee het, né? Well done. As jou gift is om hier voor te staan en vir mense woord te bring, né? Well done. Maar dit kom met sy challenges. Dit kom met baie uitdagings, né? En die wat hier voor staan, word erger voor hom gejudge as die wat serve in die kerk. So ons moet seker maak die woord wat ons vir julle bring is waarheid. Want as dit nie is nie, nee, het ons 'n groot probleem. Wel nie ons nie, ek. Ja. Want ek gaan hierdie ouetjie alleen moet face. Nee, nie die ouetjie daar, ek sê die proses wat ek voor hom gaan staan, gaan ek alleen moet face, daai proses wat ek gaan moet staan, en ek gaan moet antwoord vir dit wat ek vir julle hierso sê. Beteken dit ek maak foute, verseker, maar die Here weet daarom ek is nie perfek nie, en hy weet wat in my hart aangaan, en dit is waarna hy kyk. Want ek maar hier uit maak ek baie foute. Ek praat partykeer te vinnig en dan mis ek waar ek gestop het, en Marisha val my in die rede, en dan kan ek nie onthou waar ek was nie, en dit is Mandy val my in die rede, en sy lag, dan kan ek nie onthou waar ek was nie. So, allerhande goeders, maar so dis nie perfek wat hier uitkom nie, né? Maar hier binne, né? Dis hoekom ek sê hier binne, daar waar daai twing, waar daai homing beacon is, né? Weet net jy wat daar aangaan. Net jy alleen. Net jy alleen weet wat die diepste geheime in jou hart lê en wat daar aangaan. Jy weet of is jou hart besny met die waarheid. Jy weet dit. En jy weet as jy verkeerd is ook. En jy weet as jy religion uitlewe, dooie werke. Want sonder daai redding van Jesus, né? Johannes 14:6, niemand kom na die Vader toe, behalwe deur Jesus nie. Niemand. As jy daai begin besef, dan change jou hele lewe. Alles change daar vir jou. Dan beteken die ou religious, die teologiese grade wat jy gekry het, wat jy 7 jaar voor gaan swat het, né, en jou sertifikate en jou balkies, beteken boggerol. Dit beteken niks. Want nie een van Jesus se disippels, né, het by die Universiteit van Jerusalem gaan studeer nie, of gaan studie nie, né? Hulle was nie een daar nie. Hulle het almal, by wie het hulle geleer? By Jesus. By die koning homself, die meester homself het hulle bygeleer. En dit het ons vandag deur Heilige Gees, want dis wie hy vir ons gelos het, nadat hy opgegaan het. Hy het God se Gees vir ons gelos, wat ons help. Dit is ons universiteit. Nie 'n teologiese graad en 'n sertifikate en bloedlyn kursusse wat jy gaan doen het, en bevrydingskursusse wat jy gaan doen het nie. Dis alles goed. Jy kan daai goeders doen. Daar's nie fout nie. Maar die belangrikste is daai twing, daar waar die beacon aan en af gaan, hè. Daar moet jy weet wat aangaan. Daar is waar die transformasie waar dit moet plaasvind. As dit daar plaasvind,
dan is koninkryk maklik. Dan verstaan jy dit. Dan het jy nie nodig vir enigiemand om jou enigiets te sê nie. Dan al wat jy dan moet doen is submit aan die woord en leer die woord. En vir party mense, hulle kan voor mense staan en dan ewe skielik moet jy vir iemand 'n woord gee. En jy kan nie aan dit dink nie. Sê Heilige Gees, help my net asseblief. Ek kan nou nie onthou wat daai was in toe. Okay, nee, nou onthou ek dit. Dit is incredible hoeveel kere dit gebeur. Maar jy gaan dit net kry as jy die woord bestudeer. Dit kom nie net van self nie, dit kom met werk van jou kant af ook. En ons almal se kant. Maak dit sin wat ek vir julle sê hierso. En dit is die amazing part, en daar gaan ek stop vanaand. So, ek kan sien, hierdie gaan dalk nog 'n Woensdag of 2 gaan, want as ek eers hier voor staan, dan gesels ek nou vir jou baie lekker. Maar in elk geval, so, ons vat dit lekker rustig, en volgende week, dan begin ons, en dan gaan ons nou hierdie Beatitudes gaan ons nou dissekteer. Dis nou die mooi woord daarvoor. Dan gaan ons nou dit vat, en ons gaan dit opbreek, van stap 1 tot by 8. Elke een van hulle gaan ons individueel opbreek, en ek gaan vir julle voorbeelde gee, van dit wat hy van praat, wanneer hy sê die wat arm van gees is, wat dit beteken, en ons gaan dit prakties toepas op mense vandag, wat dit beteken in mense se lewens. Ek sien baie daarna uit, en julle gaan dit regtig waar geniet. Hierdie was nou eintlik nog net die introduction vanaand, dis wat dit was. So, volgende week, dan begin ons regtig aan dit intim, en as ons volgende week klaar maak, dan maak ons staan, as ons nie, dan doen ons nie, dan gaan ons nog 'n week aan. We've only got the rest of our lives. Ons het op verseker. En daar is nog baie, maar jy moet hierdie verstaan, om die rest van die boek van Matteus mooi te verstaan. Jy moet die Beatitudes verstaan. Jy moet die Beatitudes verstaan, as ons by Matteus 24 kom, wat oor die eindtye praat, om dit mooi te kan verstaan. Jy moet dit verstaan. En ek sê julle wys hoekom later, soos wat ons aangaan. Awesome. Kom ons bid. Dankie Jesus, dankie vir die awesome aand, Vader. Ons loof en ons prys U, sê vir U dankie vir die woord wat U so vir ons kom oopbreek het vanaand, Heilige Gees. Heilige Gees, ek bid, waar elkeen vanaand geluister het na die woord wat uitgaan het, laat U die naprediker sal wees van alles wat gesê is vanaand. Vader, ek bid, laat mense wat hier so ons community wat hier so saam sit vanaand, Vader, laat hulle nie net my woord sal vat vir dit wat ek gesê het vanaand nie, maar Here, maar laat hulle dit sal gaan en bestudeer by die huis. Vader, laat hulle hierdie teaching weer en weer en weer sal kyk, Vader, en dit aanhou sal bestudeer in U woord, Vader, en laat hulle sal submit onder die woord, Vader. Here, dankie vir die blueprint wat U vir ons gee in Matteus 5, Vader, van hoe dit lyk om gered te word, en hoe 'n geredde persoon sy lewe van daaraf in moet lyk. Dankie Here dat ons volgens dit kan leef, en U woord letterlik kan vat, vir die planne wat U vir ons het. Vader, dankie vir elke persoon wat hier so binne in hierdie kerk sit se calling, Vader. Ek bid sommer vanaand en release sommer in die naam van Jesus elke persoon se calling wat in hierdie kerk sit vanaand, Vader. Laat U hulle sal wys, duidelik sal wys waar hulle inpas hierso. Want elkeen sin is anders, Vader, en ons as mense wat hier voor staan weet dit nie, maar U weet presies waarom hulle te gebruik, Here, en dat U dit vir hulle sal reveal, en dat hulle sal ontplof binne in daai calling van hulle. Vader, want dit is waarvoor Siloam en waarvoor U Siloam hier gesit het. Vader, om mense op te rig en hulle te stuur, buite deur die wêreld in, om 'n verskil te gaan maak in 'n gebroke wêreld. Ons loof en ons prys U, Vader, sê vir U dankie, en ons is so ongelooflik lief vir U. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Behold the Alpha and Omega, beginning and the end. In Him we will never thirst again. Ruach ve'akala omrim bo, Ruach ve'akala omrim bo. Oh, the Spirit and the bride, they say come, come.
הרוח והכלה אומרים